Openbaring hoofstuk 12 vanaf vers 1 tot en met vers 17. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar weë en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, sodat sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het, wat deur God gereed gemaak is, en dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. En daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aankla voor ons God dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg, wat die seentjie gebaar het. Maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou kon word, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak, en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou. Ons fokusgedeelte is vers 5 en 6. Sy het 'n manlike kind gebaar, wat die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon, en die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het, wat deur God gereed gemaak is, en hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. Die tema van ons boodskap, die Vader het sy seun van die bose magte gered, en sal ons ook bewaar, skuil by hom. Die Vader het sy seun van die bose magte gered, en sal ons ook bewaar, skuil by hom. Geloof vereis dat ons God vertrou, al lyk dit asof hy ons vernietiging in gedagte het. So het Job dan ook deur die duiwel aangehits, het hy dan gehoor, God wil jou ombring, maar die stem van die geloof het gereageer, al wil hy my ombring, ek hoop op hom, ek sal tog my wandel voor sy aangesig bepleit. En so dit is om God te vertrou, al lyk dit asof God ons wil ombring. En so in Openbaring kry ons dit, en nie net in Openbaring nie, maar eintlik in die hele skrif kry ons dit, dat sommige mense getrou is aan die Here en doodgemaak word. En sommige mense getrou aan die Here en dan deur die Here verhoog word. Soos wat een van die
professore in een van die seminarieë waarin ek was, as student, 'n Amerikaner, eendag gesê het, toe hy in die klas ingestap het, en hulle Amerikaners is veral baie lief om met hulle koffiebeker, hierdie vlaasbekers van hulle in die klas te staan en die hele tyd te sip, en hy het so by die venster gaan staan en gedrink uit sy koffiebeker en gesê, as julle as studente getrou is aan die Here, dan kan die Here vir julle 'n privaat jet gee, of toelaat dat julle doodgemaak word. Enigiets tussenin. En dit is 'n kwessie van, sommige mense is getrou in die Here verhef hulle. En sommige mense is getrou in die Here laat toe dat hulle gemartel en gedood word. Ons het nie die sê daaroor nie. En hier sien ons bewaring in Openbaring 12 van die vrou, en dan na die tyd, dan sal ons sien dat toe die draak van hierdie vrou al weggegaan het, hierdie vrou is bewaar, dan gaan hy om teen haar nasate, haar kinders, te gaan oorlog voer, en dan hoofstuk 13 word baie van hulle doodgemaak. Ons sien hierdie kontras, ons moet dit in gedagte hou. Ons lees byvoorbeeld dat die Here aan die gemeente Smyrna sê, omdat jy getrou was, sal ek dan vervolging oor jou bring en sommige sal doodgemaak word. Dis die woorde van die Here aan Smyrna. Aan Philadelphia, omdat jy getrou was, sal ek jou bewaar. Ons vertaling sê in die uur, maar die oorspronklike sê vanuit die uur van beproewing wat oor die wêreld kom. Sommige oorgegee aan vervolging om doodgemaak te word, sommige omdat jy getrou is, daarom sal ek jou vanuit die uur van vervolging red. So ons weet nie eenvoudig nie wat en wanneer en wie nie. Op 'n stadium toe die apostel Petrus hoor dat daar hierdie storie begin rondgaan het dat Johannes nie sou sterf nie, maar dat hy sou bly leef totdat Jesus weer kom, het Petrus vir Jesus gesê, toe Jesus vir hom gesê het, volg my, toe sê hy, maar wat van hom? En Jesus sê vir hom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Wat ek ook al met Johannes en wat ek met jou ook al wil doen, volg jy my? En Petrus en Jakobus, in die boek Handelinge lees ons, is gevange geneem. Jakobus is doodgemaak, die broer van Johannes, maar vir Petrus het die tronkdeure oopgegaan. Die een leef, die een sterf. In die kerkgeskiedenis sien ons dit. John Wycliffe word beskerm teen die vervolging van die Romeinse kerk, en Johannes Hus word deur die kerk doodgemaak. Luther en Calvin word beskerm en bewaar en sterf van natuurlike oorsake, maar William Tyndale en ander word doodgemaak. Dis God se beskikking en bepaling. Hy verseker ons dat hy ons sal bewaar. So dit wat ons hier lees, diegene wat hy dan beskerm om nie doodgemaak te word nie, bewaar hy hulle lewe, en die wat hy beskik en oorgee dat hulle selfs as martelare moet sterf, sy siele bewaar hy, al word die liggaam doodgemaak. En dit gaan nie daaroor dat God dan die een voortrek oor die ander nie, dit gaan oor die beskikking en bepaling van God. Hy het ons lief en daarom het hy sy seun vir ons gestuur. En daar is sommige mense wat jonk sterf, wat getrou is aan die Here, en daar is mense wat lank leef, wat getrou is aan die Here.
ons kan nie hierdie dinge beskik en bepaal nie. So ons gaan dan in hierdie lig daarvan gaan ons kyk na die geleesde gedeelte en ek kan u verseker, daar is soveel detail in hierdie hoofstuk en ek wil nie lank stil staan, want anders dan het ons later aan 4 of 5 boodskappe van hierdie een hoofstuk en ons voel ook in 'n sekere sin dat ons nie vorder nie en ons wil daarom ook nie in hierdie lewe, ons wil daarom ook iets verder van die woord leer en nie net Openbaring nie, so ons beoog om klaar te maak. En so ek gaan dit net kort oorsigtelik dan behandel en daar is oor die oorgrote meerderheid is daar vanuit gereformeerde kringe is daar ooreenstemming met wat hier gesê word. Maar ek dink wat baie mense moedeloos maak is die feit dat daar detail verskille, daar's klein details wat die een en die ander een op mekaar verskil en dan sal mense sê, dan sit hulle met 2 boeke oor Openbaring en die een sê hierdie teken of hierdie dit of hierdie dat is die een ding en die ander ene en dan sê hulle ag nee, hoe kan ons weet? So 'n mens moet nie so vinnig jou moed verloor oor hierdie dinge. Daar kan hierdie klein verskilletjies wees oor hoe ons die dinge verstaan. So en ek wil mense aanmoedig, ek dink vanuit ons gereformeerde kerk het ons daarom ook 'n paar van die boeke wat oor Openbaring handel en wat baie goed is, maar soos ons sal sien, is daar partykeer klein verskille onder mekaar. En dan as ons mense na die breër kerk toe gaan en die verskillende denominasies, dan raak dit legio. En ons weet dat ons dan nie kan by baie van hierdie se hele sisteem van hulle eskatologie kan ons nie inkoop of enigstens saamstem met dit nie. Reg, so kom ons kyk, hier word dan gepraat van 2 tekens wat in die hemel gesien word. Vers 1 en vers 2. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre en sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. So wie is dit? Kortweg, dit is dan vanuit Israel kom Christus. Toe Jesus by die put van Samaria was, toe het die vrou, die Samaritaanse vrou hom ondervra en Jesus het gesê dat julle as Samaritane weet nie wat julle bid nie en wie julle aanbid nie en hy sê maar ons is uit die Jode en die saligheid is uit die Jode. So die saligheid wat uit die Jode is duidelik hier vir ons met hierdie vrou wat die Joodse volk is en dan die manlike kind wat sy dan mee swanger was is die Here Jesus. Ons lees byvoorbeeld in Genesis 37, Josef het 'n droom gehad en hierdie droom het hy aan sy broers en sy vader vertel en hierdie droom het die son en die maan en 11 sterre voor Josef neergebuig. En toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom en ek en jou moeder en jou broers om ons voor jou na die aarde neer te buig? So 11 sterre, want Josef is die 12de ster, son en die maan, die pa en die ma, Jakob, en dan sy moeder Rachel. En so die vrou is Israel, en onthou, Paulus het gesê, nie almal wat Israel is Israel nie. Dis die gelowige Israel, en sy wat dan op die punt staan om geboorte te gee, en dan word dit onderbreek. Sy is op die punt om geboorte te gee, dan word dit
onderbreek deur 'n tweede teken in die hemel. En hierdie tweede teken in die hemel het verskyn vers 3, 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone en sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. Nou daar's 'n draak wat in die hemel is en 'n draak wat op die aarde is, want die draak wat in die hemel is, word op die aarde neergegooi. En die duiwel is sy woonplek kwyt omdat hy teen God gerebelleer het. Die sterre wat hiervan gepraat word, 1/3 van die sterre is nie sterre soos ons dit sou sien in die naghemel nie, maar word daar ook in 'n geestelike sin verwys na die engele as sterre. Job 38 vers 7, waar die Here dan vra vir Job, waar was hy toe die Here die hemel en die aarde gemaak het? Dan onder andere toe die môre sterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het. So hierdie môre sterre word dan is dan 'n verwysing na die engele. En so die duiwel het in rebellie teen God gekom en ons weet nie presies wanneer nie. Wat ek sê, nie presies wanneer nie. Dit was voordat Adam en Eva dan in die tuin versoek is. En ons weet nie hoe lang tydperk nadat die Here hulle geskape het totdat hulle versoek is nie, maar ergens in daardie tyd van die tydperk dat God die hemel en die aarde geskape het en dat ons van die versoeking lees ergens tussenin het die bose in rebellie gekom, die duiwel, en het hy 1/3 van die engele aan sy kant gehad. En dan lees ons vanuit die skrif dat hierdie 1/3 van die sterre dan oorlog maak teen die vrou en teen haar nasate. En so hierdie visioen wat dan nou van die vrou onderbreek is, word dan nou deur die draak wat dan nou uit die hemel geval het, uitgegooi is op die aarde en met 1/3 van die sterre. En dan lees ons, en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind kon verslind sodra sy gebaar het. So 'n eerste visioen, eerste teken in die hemel, 'n tweede teken, en dan kom hierdie 2 tekens saam en vorm dan nou een verhaallyn. En ons weet dat Herodes alreeds met die geboorte van Jesus sy soldate uitgestuur het na Bethlehem om al die seentjies van 2 jaar en jonger te laat doodmaak. En die Here het vir Josef en Maria gewaarsku en vir hulle gesê om na Egipte te vlug. En so Christus is beskerm van die jou sielevyand, die draak. En dis interessant dat daar nooit verwys word na Christus se kruisiging as 'n oorwinning van die bose oor Christus nie. Want dit was nie 'n oorwinning nie van die bose oor Christus nie. Dit was 'n oorwinning van Christus oor die bose. Want terwyl Christus dan gespot is en hy naak uitgetrek is en geslaan is en aan die kruis gehang het, sê die skrif vir ons dat die teenoorgestelde het gebeur met die bose, dat eintlik hulle is toe die middelpunt van spot en dat hulle oorwin is, Kolossense 2 vers 15, nadat hy, Christus, die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. So met die oog lyk dit asof hulle oor Christus triomfeer, in werklikheid triomfeer Christus oor die bose. En so hierdie is interessant dat die vrou gaan dan vanuit die stad Jerusalem, sy vlug uit Jerusalem na die wildernis toe. En nou kry ons 'n omgekeerde Exodus.
Want in Exodus, sy uittog, is hulle uit Egipte land in die wildernis in. Maar hier is hulle van 'n ander Egipte na die wildernis. Kan jy onthou, verlede week het ons gekyk en ons het gesien dat die twee getuies het getuig in Jerusalem, die stad wat genoem is Sodom en Egipte waar ons Here ook gekruisig is. So hier word nou gesê dat die nuwe Egipte van wat hier gebeur, die nuwe vervolger is die mense, die Judaiseerders, die Joodse raad in Jerusalem. Hulle is die nuwe Farao en sy wyse manne. En hier vlug hierdie vrou weg van Egipte af, weg van hierdie bose Judaiseerders. En hier word ook gepraat aan die einde van twee groepe mense. Van die vrou nou, wat dan simboliseer die ware Israel, die kerk, wat dan grootliks uit Joodse gelowiges eers opgemaak is, en hoe verder die evangelie gegaan het, hoe meer heidene het bygekom. In so 'n plek dat, op so 'n punt dat Jesus het alreeds die harte van sy disippels voorberei en vir hulle gesê, ek het ander skape wat nie deel is van hierdie kudde nie, en ek gaan hulle deel maak van hierdie kudde, een kudde en een herder oor hulle wees. En ons sien dan dat die vervolging van Jerusalem grotendeels, nie uitsluitlik nie, maar grotendeels dan die gelowiges, dan die waarskuwings en alles wat daar rondom hulle was van Joodse gelowiges. En na hierdie gebeure, dan draai die draak om en gaan dan na haar ander kinders, haar ander nasate, en dit is dan in die besonder die Romeinse ryk, wat dan 'n groot mate teen die kerk opstaan, en die kerk vervolg veral in die tyd van Nero, en hierdie is 'n blou druk, sodat ons kan weet dat wat hier gebeur, is God met nasies nog steeds besig om te doen. Hy beheer alles. Hy is in volle beheer, en dit wat ons in ons eie land sien gebeur, en ons sien vervolging, en ons is bekommerd, en wat gaan gebeur? Deur my groot wysheid het ek gaan sit en dink, daar's twee uitkomste wat kan gebeur. Die een is, wat met mense kan gebeur in 'n land waar Christene vervolg word, kan jy doodgemaak word, of jy kan dit oorleef. Dis die twee opsies, en die twee opsies word vir ons in hierdie gedeelte uitgelê. Een van dit kan gebeur, dit beteken nie dat jy minder 'n kind van God is, of dat God sekere voorkeure op supergehoorsaam is, laat neerkom en die ander moet maar doodgemaak word nie. Nee, God is in beheer met alles wat gebeur. En hy was met sy volk en die ware gelowiges in sy volk, en hy die nasies begin na hom toe trek, en albei is vervolg. Die vrou is vervolg en haar volgelinge, maar die manlike kind wat sy baar is Christus, en hy word dan na die Vader, en in die besonder die fokus na sy troon opgeneem. Hy het oorwinning behaal, en hy het opgevaar, en hy sit by die Vader. En wel, nou kan die bose nie meer by Christus uitkom om hom te vervolg nie. Sommige sê dat hulle dink dat daar is 'n aanslag gewees op Christus, want ons sien dat hierdie verhaal lyk asof hy van die draak wat neergewerp is op die aarde, en dan die manlike kind wat opgeneem is na die hemel, en dan is daar oorlog in die hemel, en dan lyk dit asof die duiwel dan op 'n manier weer sy weg terugkry na die hemel toe, en daar gaan oorlog voer teen Michael, die aartsengel,
maar ek dink iets anders te gebeur hier. Ek dink hierdie is 'n verhaal wat 2 keer oor vertel word, met verskillende detail. Want toe Josef, byvoorbeeld, toe Josef voor Farao verskyn het, het Farao 2 drome gehad. En daardie 2 drome was die 7 vet are en die 7 maar are, die 7 vet koeie, die 7 maar koeie. En toe het Josef dan vir die Farao gesê, die rede waarom die Farao dan 2 keer hierdie droom gehad het, of hierdie 2 verskillende drome gehad het, is eintlik een en dieselfde betekenis. En dit is dat die Here vasbesluit het, dit wat hy gaan doen, die 7 vet jare en die 7 maar jare, Genesis 41 vers 32. So ek dink wat hier gebeur is eintlik dieselfde verhaal van die val van die bose, die vertelling van die vrou, die geboorte van die kind, Christus, hy vaar op na die hemel, en dan word die verhaal weer van vooraf vertel. Dis wat ek dink wat hier gebeur, so ek verskil met sommige wat sê dat hier nou 'n oorlog in die hemel gevoer is om te verhoed dat Christus se kroonbestuiging, of sy kroning gedoen kan word. Dit is net, as toe Christus opgevaar het en hy sit op die troon, daar is geen manier dat die bose naby aan die troon van God kan kom om dit te probeer verhoed nie. So ek dink nie dis realisties om dit op daardie wyse na te kyk nie, maar dis nie 'n groot verskil wat daar is. Dis nie 'n hemelsbreë verskil. Dis elkeen probeer maar sin maak uit wat in hierdie gedeelte staan. Reg. So die bose gaan dan om teen die ander nakomelinge van die vrou te veg. En dit is dat uit die Jode van Pinksterdag af en verder het die Jode gegaan en hulle het die evangelie verkondig onder die nasies. Hulle moes selfs die kerk byeen roep, waar meestal Jode was, om te besluit wat doen ons met die heidene wat nou tot geloof kom. En in daardie een generasie het die getal van die heidene wat tot geloof kom groter gegroei as die hoeveelheid mense wat dan as Jode gelowiges was. Maar hierdie vervolging wat gekom het, was dan in die besonder van 2 kante af eintlik vir die gelowiges in Jerusalem, en dit is van die Romeinse ryk en ook vanuit die Judaiseerders. En ons sal op 'n volgende stadium sal ons kyk hoe hierdie 2 dan ook verduidelik word as 2 verskillende diere, en dan hoe hulle besig is met hulle verskillende vervolging. En so die hele punt wat ons verlede week na gekyk het, was dat die tabernakel, die ou tabernakel tot 'n einde gekom het. Die ou testamentiese tempel moes uit die weg geruim word, sodat die ware tempel na vore kom. Christus, wat die ware tempel is, sy liggaam word afgebreek, sê hy, en ek bou dit in 3 dae weer op, ek staan op uit die dood, en nou maak hy ons deel van die tempel van God. Weet julle nie dat julle 'n tempel is van die Heilige Gees, en Christus, en dat die Heilige Gees in julle woon nie. So ons sien hier dat ons as gelowiges hier uitgebeeld word, eers 2 verskillende, die Joodse gelowiges en dan die heidense gelowiges, en wat dan by mekaar kom om een kudde te vorm, en dan as die ware Israel bekend te staan. So die draak het hulle dan oorwin, die mense wat dan uitmekaar gespat het en wat dan gevlug het na die verskillende wêrelddele toe. Baie van die Jode het gevlug, Handelinge hoofstuk 8, en daar soos hulle gegaan het die evangelie verkondig, en so het baie mense tot geloof gekom, en so het hulle dan die Judaiseerders het hulle nie uitgelos nie, en nog minder die Romeinse ryk, veral in die tydperk van keiser Nero, wat die Christene beskuldig het van om Rome aan die brand te steek, en hy die Christene dan vreeslik vervolg. Maar hier het die draak dan nie kon oorwin nie.
Hy het selfs probeer om die vrou wat hy agtervolg het, te probeer water agter haar aan te laat uitstroom. Herinner ons weer ook aan toe die volk uit Egipteland gered is, het hulle deur die Rooi See droogvoets ander kant uitgekom, die aarde het haar te hulp gesnel, oopgemaak en die water ingesluk sodat sy droogvoets kon vlug. So die kerk is 'n nuwe Israel, is 'n nuwe uittog en die nuwe Moses het vir ons gekom, dis Christus. Hy lei ons uit, hy begelei ons en hy het mense aangestel. En so het Jesus in die hemel opgevaar en hy heers nou vanuit die hemel deur sy gees, deur sy woord op die aarde en ons het die oorwinning. So gelowige, die doel van dit alles is om aan die Here getrou te bly, omdat hy ons in staat stel om getrou te bly aan hom. Ons kyk na Suid-Afrika, ons sien geweldige afvalligheid en ons sien dat daar soveel mense is wat ongehoorsaam aan die Here. Ons sien die parastoolkerke wat opskiet, een dag verskyn en die volgende dag verdwyn met allerhande vreemde leringe en dan is daar allerhande mense wat weggedryf word en dit voel vir ons dat die kerk al minder word en of ons bedreig word en asof die ou groot draak ons dan met een oomblik sal kan verslind. Die kerk sal voortgaan, maar daar is tye waarin sommige mense hulle lewe verloor en ons weet net eenvoudig nie tot op watter punt en hoe sleg dit in Suid-Afrika sal gaan nie, maar ons het die versekering vanuit God se woord en ook vanuit ons belydenisskrifte dat die kerk nooit tot 'n einde sal kom nie. Dat die kerk sal voortgaan, dat die magte van die doderyk kan nie die kerk oorweldig nie, maar dat die kerk staande bly en die bose kan nie staande bly teen die kerk nie. Daarom het ons die versekering dat die geloof sal voortgaan, dat God sy kerk in stand sal hou, ten spyte van die feit van mense wat doodgemaak word. En let mooi, dat ook hulle dood word nie as 'n negatiewe gesien in die feit dat hulle verloor het nie. Daar's mag oor hulle gegee om hulle dood te maak, maar hulle het nie oorwinning oor hierdie mense se siele nie. En so daarom die slegste wat met ons kan gebeur is, wanneer daar 'n bloedbad kom, dan kan ons doodgemaak word. Maar niks kan ons skei van die liefde wat daar in Christus Jesus vir ons is nie. Selfs nie die dood nie. Selfs nie marteling nie. En daarom kan ons na die Here gaan en by hom skuil, sodat sy naam verheerlik word. So moenie in die nagte wakker lê en by jou dink, wat gaan van ons word nie? Ons is in die hande van die Here. En hy beskik en bepaal ons lot. Die apostel Paulus, terwyl hy in die tronk was en onseker was wat met hom gaan gebeur, het gesê, ek het verlange om heen te gaan en by Christus te wees. So daarom moet ons harte gefokus wees op die Here en ons wete dat as ons gesterf het, ons by die Here sal wees. Maar as ons in die lewe bly, moet ons die stryd voortstry. En nie toelaat dat selfs die groot oorlog van die bose ons bevrees maak nie. Die Here wil nie hê dat ons vrees moet hê terwyl hierdie stryd aangaan nie. Want net soos wat hy die bose vir Christus daar in die wildernis versoek het en dan vir 'n tyd lank laat staan het, sien ons weer dat hierdie bose dan ongeduldig is. Tot op 'n sekere punt, dan los hy die stryd en hy gaan elders. So het hy met Job ook gemaak, so het hy met baie van die volgelinge van die Here, so maak hy met die kerk ook. Baie keer, dan raak hy verveeld. Hy wil nie verder hier die stryd en die vuur aanstook nie, gaan elders en daar's 'n rustpose. En in dit alles moet ons op die Here
vertrou. So, laat jou nie oor om slaaplose nagte te hê nie, maar om verseker te weet, dat God weet wat hy doen. Hy beskerm ons siele, hy staan daar om ons, gereed om ons te vertroos en te versterk. En die wete dat Christus het vir ons gesterf, hy heers vanuit die hemel, en aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons kyk na die televisie, die koerante, die sosiale media, en ons harte is baie keer bevrees. En ons wonder by onsself, wie gaan die stryd hê, wie gaan lewe, wie gaan sterwe, en ons is bekommerd, terwyl U, o Here Jesus, self U lewe gegee het, en vir ons gesê het, dat ons moenie bevrees wees, die wat die liggaam kan doodmaak, maar daar niks daarna kan doen nie, maar hom vrees, wat liggaam en siel kan verderwe in die hel. Daarom bid ek dat ons slapelose nagte iets van die verlede sal wees, dat ons sal fokus op U, en dat ons onsself sal wapen met die gedagte, dat as ons gesterf het, ons by U sal wees. Bid ons vir hierdie versterking. En weet ons, Here, dat daar baie laagtepunte kom, maar dan op 'n sekere stadium, dan draai die gety, en die gety kom in, en dinge verander. En bid ek dan ook, Here, dat met hierdie getye wat in die laaste 2000 jaar veral oor die kerk gekom het, waar dit hoogwater en laagwater, en springlaagwater en springhoogwater was, tye, geleenthede, het hy telkens tog weer na duisternis lig gegee, reformatie gegee. En ons bid, Here, in ons tyd het ons reformatie nodig, ons het verandering nodig, ons het nodig om nader aan U te kom, om U beter te leer ken, en om die mense rondom ons meer van U te leer. Versterk ons daarom, en Here, word alleen verheerlik, word alleen aanbid, en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.